Die beginsel van ons wolboerdery is ek dink in die ou dae voor die wolboom, het meeste mense maar met wolskaap geboer, want dit was die ding wat geld gemaak het in daai tyd. So my oupa Eli was gebore op die trekpad gewees in Namakwaland, en in daai tyd voor windpompe het dit gewerk dat jy agter water en weiding aangetrek het. So baie van die boere kon getrek het so ver van die Noord-Kaap tot in die Vrystaat, en dan weer van die Vrystaat af terug vir Wintersveld na Namakwaland toe. So ek dink dit was maar baie meer 'n nomadiese styl, en ek dink baie van ons wolgoed kom uit daai tyd geleef uit. Dit gaan nie net oor volhoubaarheid, dit gaan oor die rakleeftyd van 'n produk. Die mense het baie keer die persepsie dat 'n groot handelsgroep die beste kwaliteit koop, nie altyd noodwendig nie. En ek dink dit is die grond van waar ons vandaan kom, is om te sê is als in 'n Namakwaland, of dit nou soutbout is of skynskoek is, jy weet dit raak as 'n vars produk en dit raak op einde van die dag beskuit, of jy weet dit gaan oor die rakleeftyd, oor dat daai tyd nie tegnologie of infrastruktuur was om seker te maak dat die goed kan hou nie. Maar ek dink vir ons was dit gewees, dis edel. Ek dink ons strapline is tough love, wat sê ground tough made with love. En ek dink dit is waaroor Namakwaland vir my gaan. Jy weet, dit is daai rustigheid wat jy kry oor dat jy, dit is naak, dis eerlik, dis robuust, maar tog, jy weet, elke jaar het hierdie blommepragt en hierdie ongelooflike wol wat daarvan afgroei, wat deur soveel harde tye in 'n jaar gaan, van extreme hitte tot nat en koud. So ek wil 'n dier met regtig made for purpose, en ek dink dis wat ons strye vandag ook is dit leen daai warmte toe wanneer almal die koue voel. Gerber en kou, vir ons gaan dit daaroor is om te sê hoeveel werke kan ons skep sodat die parel verhoubaar kan raak. Want as ek 'n kilogram wol, 4 kilogram van 'n skaap afskeer, dit gee vir my 6 strye in 'n jaar, en dan ek werk die faktor van wat werk skep. So 1 ooi skep, ek dink 0.025 werke, 1 vagwol. Ek dink ons het gekyk, 100,000 skape het deur die waardeketting geskep omtrent 1900 werke. Nou dit is wat vir my dit ongelooflik motiverend maak, is ek dink baie mense is arbeid afwerend, is skrik vir dit. Maar onthou net, ek moet die ekonomie stimuleer aan my kant. Dit is 'n contributing circle, en dis hoekom ouens soos van die groot handelsmerke of groot handelstakke nou ewe skielik baie begin lê in localized production, naby aan die huis. Vir die rede is dat die werk wat ek hierso skep, gaan terug na 'n huishouding toe, wat dan 'n inkomste bring in die huishouding, en as al meer as een inkomstestroom is, begin mense weer te koop by hierdie handelstakke. So vir my het dit maar gegaan daaroor is om te sê, as ek 'n impak in my dorp wil hê, waar ek wil veilig voel, waar my kinders skool gaan, moet ek 'n impak op die dorp maak, dat daar meer werke geskep word. Ek wil, waar jy vandag sit, dis waar Hertex begin het. Hoeveel jaar terug, en ons het hierdie fabriek kom kry en nie geweet wat dit was nie, en vandag het ons net gesien, dit was 'n tekstielfabriek, en 2 van die bome in die courtyard is geplan deur die Hertex eienaar vir sy dogters. Maar dit is 'n kringloop van 50 jaar, waar ons nou weer sit. Van hier af, vir die volgende 4 kilometer was Burgerriver Textile. Dis vandag nie een tekstiel nie, en ek dink dit wat die impak wat ons hier kan hê, en ek dink dis 'n filosofie vir my, oor die volhoubaarheid, ja. Vandag kan ons met eerlikheid sê, ek dink Kamers is 'n ongelooflike platform vir enige jong entrepreneur, veral in die tekstiel en met die handgemaakte goed wat reg Suid-Afrikaans is, want dit stel jou ten toon en dit benchmark jou ook in terme van jou kwaliteit. Ek dink onder leiding van die Kamers, mense se kwaliteitsstandaarde, was dit 'n great ding vir ons om te wees en te sê, werk hier aan, skaaf hier aan, of jou kompetisie staan daar langs en verkoop ongelooflik goed, en dan dink jy by jouself, maar wat doen jy dat jou goed so goed verkoop? Ek dink so om van 'n idee of 'n katalisator om jou idee te toets, is dit altyd 'n baie lekker platform. Goed wat ons nou op die rak sit, is 'n sekere produk wat ons weet werk, ons weet wat die Jan count is, maar dit het 3 jaar gevat om dit te besef. So jy moet jouself buite dit oopstel, en jy moet nie bang wees om te faal nie. Ek dink dit is die belangrikste ding van al hierdie goed. Ek het ook al by 'n markie gestaan en weggeloop wat ek R0 verkoop het, jy weet, so.
as gevolg van sosiale media, as gevolg van 'n klomp verskillende inisiatiewe, kan jy eintlik van enigiets op 'n oomblik 'n produk maak en dit aan die wêreld verkoop solank die mense in dit vertrou. En ek dink dit is wat ons probeer regkry en wat ek vir jong mense vandag sê is, jy weet, in die ou dae was dit 'n onderwyser of 'n bankier of enige van daai prosesse. Die wêreld voel eintlik vir die mensdom relatief min. Dit is jy wat moet uitspring en sê jy wil 'n verskil. Nie almal is entrepreneurs nie. Nie almal is risikonemers nie. Maar daar's 'n inherente ding wat mense moet besef is dat jy het 'n talent en of daai talent is om goed te skryf en niks aan mense te verkoop nie. Dit is 'n skill wat jy het wat jy noodwendig kan verkoop aan iemand. Maar mense moet dit daarin vertrou neem. En ek dink soos my skoonpa, ek sê dit baie altyd, skrik net vorentoe. Ek dink dis die grootste lewensles. Ek het eendag by 'n boerepraatjie 'n tennisbal vasgehou en gesê, "Wat sien julle?" En almal het gesê hulle sien 'n tennisbal en ek sê nee, dis nie wat ek sien nie. Ek sien die hare om die tennisbal is van wol gemaak. Ek sien strawberries en champagne by Wimbledon. Ek sien die Franse oop klei en mode en 'n kultuur. Ek sien in Italië en ek sien in Amerika toeskouers. Dit is die geleentheid, maar ons kyk verskriklik as mense, as kritikuste en ons is baie eerder bereid om mense af te skiet wat iets probeer as om iemand te ondersteun, maar ek sê nog steeds, kyk na die bal en kyk die geleenthede agter die bal as jy vaskyk net in die eendimensionele tennisbal, ja. Kyk, ek dink boerdery is 'n ongelooflike adrenaline rush en ek dink ons boere is verslaaf daaraan. Jy weet, of dit jou trekker is wat breek en of dit droogte is en jy moet elke oggend planne opmaak. Ek dink wanneer boerdery moeilik raak is wanneer dit eintlik baie goed gaan met jou. Want jy het niks om teen te beklei nie. Maar gelukkig weet ons met die natuur is dit nie aldag moontlik. Daar's altyd of dis 'n fantastiese oes soos hierdie jaar, mielies is verskriklik mooi, maar die pryse is weer swak. So nou is dit weer die challenge. Of jy wil begin plant volgende jaar en jy weet of jy dit kan bekostig met die dieselpryse sê. So ek dink elke ding het sy uitdagings, maar ek dink dit is die manier hoe ons vorentoe skrik as boere wat maak dat ons volhoubaar is.